Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige maar yskoue Sondagoggend hier by ons in Wenen. En ja, ek hoop is 'n mooi dag vir u. Ons het volgende ons erediens 8:00 in Wenen en dan 10:00 in Mooirivier. Ek raai dit as jy Mooirivier kerk toe gaan moet jy maar baie warm aantrek. So, kom ons gaan voort met Jesaja 37 en ons is by vers 8 volgende. Onthou nou wat gebeur het. Hier is die Assiriërs, hulle neem stelling in teen die stad. Hiskia hy gaan bid. Maar daar kom 'n woord van die Here wat sê, moenie bang wees nie. Dit het ons gister gehoor. Nou gaan ons verder. Die Rapsakie het teruggegaan en die koning van Assirië aangetref waar hy besig was om teen Libna te veg. Hy het immers gehoor dat hy van Lagos af weggetrek het. Die koning van Assirië het egter 'n berig gekry oor Tiraka, die koning van Kus wat lei. Hy het uitgetrek om teen hy te veg. Toe hy dit hoor, het hy boodskappers na Hiskia gestuur met die woorde: So moet julle vir Hiskia, die koning van Juda, sê: Moenie dat jou God op wie jy vertrou, jou bedrieg met die woorde: Jerusalem sal nie oorgegee word in die hand van die koning van Assirië nie. Kyk, jy het self gehoor wat die konings van Assirië gedoen het aan al die lande deur hulle aan volledige vernietiging oor te gee. Sal jy dan gered word? Het die gode van die nasies wat deur my voorvaders uitgedelg is hulle gered? Goshan, Haran, Resef en die mense van Eden wat in Telassar was. Waar is die koning van Hamad, die koning van Arpad, die koning van Lair, Serwa, Hena en Awa? Vriende, die Here het gesê, hierdie koning gaan 'n berig kry en hy gaan wegtrek van die mure van Jerusalem af. En hier gebeur dit. Maar hier sê die koning van Assirië vir die mense van Juda, vir die koning van Hiskia, moet nou nie dink, dit is die hand van die Here nie. Hier gebeur maar net goed. Maar moenie op die Here vertrou, moenie mislei word nie. En vriende, jy weet, dit is 'n realiteit waarmee ek en jy elke dag gekonfronteer word. Hier gebeur goed, sien ek en jy die hand van die Here hierin. Wat maak ek wanneer mense sê, nee, dis maar net toeval, sal môre sien wat Hiskia gedoen het. Maar vriende, ons het gevra, ons het in ons eie konteks, ek praat over my eie konteks, het ons vir die Here gebid, ons is op pad hier, ons gaan vleis hierdie naweek probeer verkoop vir Wenen gemeente en daar's 2 plekke waar ons moes heen gaan. En ons het gebid, Here seën ons, seën hierdie poging van ons. Nou gebeur dit dat ons het teruggeraai, julle met nie 1 pakkie vleis nie. Alles wat ons moet gehad het uitverkoop. Gelowig moet ons nou kyk en sê maar, die hand van die Here was hierin. Ons het dan gebid, ons het dit gevra, en dis presies wat die Here voorsien het. Hoe kan ek en jy vandag so leef, om die hand van die Here en die werking van die Here raak te sien, ook in my eie lewe. Amen. Here almagtige God, ja, baie dankie dat ons U naam mag aanroep en vir U mag ken. En Here, ons kom bid en bely dat ons vir U nodig het.
En daarom bid ons ook, Here, dat U vir ons sal wys deur die Heilige Gees, waar en hoe werk jy in ons eie lewe? Hoe is jy besig om te sorg en te voorsien? Ons bly dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.